Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Liani, baie dankie dat jy aangebied het om vandag oor hierdie onderwerp met ons te gesels. Ek het nou al meer as 60 episodes van die podcast en so lank het ek gedink ek moet praat oor die verlies van 'n swangerskap, van 'n baba wat nie voltermyn was nie en dit het net nog nie gebeur nie. So toe jy gesê het jy is bereid om jou storie te deel, was ek regtig bly geweest want jy weet dis moeilik om vir iemand te vra of hulle daaroor wil praat, maar ek dink dit Ja. is tog iets wat baie mammas raak of jy ken iemand wat deur dit is. So dankie eerstens daarvoor. En dan kan jy jouself net vinnig bekendstel voor ons nou die hele storie gaan indelf en net vir ons luisteraars en kykers vertel wie jy is. Ja, baie dankie Daniella. Dit is eerstens vir my regtig 'n voorreg om op jou platform hierdie storie te kan deel met ander ma's. So my naam is Leandie Brasler en ek werk by AfriForum en ek is al 8 jaar hierso en ek het ook onlangs 'n ma geword. En ja, dis wonderlik om te kan sê ek het eintlik nou 'n ma, ek is 'n ma van 2. En ek het 'n groot liefde vir musiek en vir draf, die buitelewe. Ek en my man is lekker aktief. So dis net so 'n bietjie agtergrond oor myself. Maar ja, nou is ek 'n ma van 2 en ek kan sê 2 en dit is vir my 'n voorreg. Ja, en vertel ons van die twee want dit is tog eintlik waar die hart van die storie lê. Jou Ja. dogtertjie Menai is nou 'n klein ding, 'n besige klein ding, maar jy het 'n dogtertjie verloor 'n tydjie gelede. So vertel ons van dit, wou jy altyd 'n ma gewees het, hoe dit gebeur dat daardie swangerskap gebeur het en vertel ons toe wanneer het jy besef dat daar moontlik kan fout wees met daai swangerskap? Ja, so ek en my man wou nog altyd kinders gehad het en ek het altyd geweet ek wil 'n ma word. Net nie geweet wanneer nie en ek en my man was toe so 5 jaar getroud en ek het toe uitgevind ek is swanger. Ons het seker vir so 7 maande probeer en 7 maande het op in Februarie het ek uitgevind ek is swanger en ek het toe my man verras op sy verjaarsdag dat ek toe nou swanger is. En toe het ons dokter toe gegaan en die ginekoloog kon toe nog daai tyd nie gesien het is daar iets fout met die babatjie nie want die babatjie is nog te klein. En toe ek 12 weke swanger is vir my 12 weke ondersoek, toe ons by die dokter kom, toe sê hy vir ons iets lyk nie reg nie. So klaar net daai woorde laat jou hart val. So wat 'n feit was met ons babatjie is dat haar hartjie, haar darmpies, basies eintlik al die organe, die niertjies was alles buite haar lyfie gewees en dan haar skedeltjie was ook oop. So dit het nie mooi gevorm nie. So die brein was basies ook jy weet oop gewees. Al daai goed het net joh, dit breek eintlik net mense hart as jy hierdie dinge hoor en ek onthou toe ons daar weggeloop het en nou moet jy nog die betaling maak. Ek onthou net ek het niks gesê nie. Die trane het net begin vloei. Maar tog in jou binneste, jy weet, het jy altyd hoop. Jy het hoop en jy het geloof en jy glo in wonderwerke en jy weet die Here kan tog wonderwerke verrig. Maar ons was huis toe gewees en joh, verskriklik gehuil. Ek dink nie ek het al ooit so in my lewe gehuil nie. En ek het vir my man gesê ek dink nie ons moet opgee nie, want baie keer dan sê dokters net vir jou, jy weet jy moet aborteer. Jy kan sommer vinnig gaan vir 'n prosedure. En dit is nie my geloof nie. Ek glo nie dit is nie 'n besluit vir my om te maak nie. Dit was nog altyd vir my 'n besluit wat God moet maak oor lewe en dood. En ja, dit dit was net moeilik en ek het net geweier. Maar toe ons by die huis kom, het ek so voordat ek swanger geraak het, het ek 3 jaar voor dit, ek was al getroud, het ek 'n droom gehad van 'n baba dogtertjie. En sy het daar gesit, eintlik alles om haar was net soos half swart. Daar was niks nie. So sy het in hierdie half nothingness, ek weet nie eintlik wat om dit te noem nie. Net daar gesit en ek het haar gevra maar, hoorie, wat is jou naam? En sy sê toe vir my, nee, ek weet nie, jy moet nog besluit. En toe dadelik het ek geweet, maar okay, hierdie is my dogtertjie. So ek was vas oortuig my eerste kind gaan 'n dogtertjie wees of althans ek gaan 'n dogtertjie hê. En toe ek by die huis kom nadat ek my slegte nuus gekry het ek net besluit van ek weet in my hart hierdie is die dogtertjie. Ons weet nog nie wat sy geslag definitief nie, maar jy weet hierdie is daai dogtertjie wat ek gesien het en ek het besluit ek moet vir haar 'n naam gee. En ek haar toe Lente. Ek het gevoel die Heilige Gees lê dit op my hart dat ek haar Lente moet noem want sy sou in September gebore geword het. En ja, ek het tot hierdie naam Lente gegee en van daar af het ons net gebid en ons het net deur hierdie proses gegaan.
vir 2 maande en dit is toe nou daar wat jy weet my liggaam self begin agteruit gaan het omdat daar baie probleme was met haar ook, het ek begin siek word en ek het toe 'n ander dokter ook gesoek. Ek het 2 ander dokters se opinies gekry en op 20 weke moes ek die harde besluit maak om te sê maar jy weet ek moet normaal in kraan ingaan. Um dit gaan nie goed wees vir haar verder nie en ook nie vir my nie en ons het ag jy weet jy gaan sien jou kerk, jy gaan sien jou ouers en almal se raad aan my was van jou man kan nie sy dogtertjie en sy vrou verloor nie. So jy moet baie mooi dink oor die besluit wat jy wil maak. Wil jy aangaan met die swangerskap? Met die moontlikheid dat jou man sy vrou ook kan verloor of moet jy die swangerskap beëindig? So ek het normaal gekraam toe 2 maande later op die 11de Mei. Maar dit was horribaal geweest om hospitaal toe te gaan in die eerste plek. Ek wou nie daar gewees het nie. Jy weet dit was vir my net donker en ek het gevoel ek roep uit na die Here maar hy antwoord my nie. Jy weet dit is soos al daai eerste keer wat jy soos regtig godsverlate voel. En ek het nog nooit so in my lewe gevoel nie. Dit was op hierdie donker plek waar jy net is en waar niemand jou kan help nie en waar God jy voel God help jou nie eers nie. Maar toe ek in die hospitaal was, het God eers vir my vrede gegee. So ek onthou ek het in 'n hospitaalbed gelê en my kontraksies het begin en dadelik was dit ewe skielik asof ek weet nie of dit 'n visioen was nie, maar dit was half asof ek in die hemel was. En Ja. ek het my ouma wat reeds oorlede is en my familielede wat ook oorlede is, daar gesien by die hemelpoorte. Ek kon nie verder ingaan nie, maar voor my was hierdie blondekop baba dogtertjie. Ek skat haar seker so 'n 6 maande oue babatjie. En sy het haar armpies om my nek gesit en vir my gesê, dankie dat jy die beste besluit vir my maak. En ja, ek dink daar het ek vrede gekry in daai oomblik. En ek het die volgende dag, toe sy eers doodgebore, maar soos wat sy gebore geword het, het ek gesien hoe 'n engel in die vertrek inkom en toe het ek geweet maar my dogtertjie is nou in die hemel. Ek raak my emosioneel maar ja, dit is hoe God net vrede kom gee het en jy weet ten spyte van die moeilike tyd waardeur mens is en waar jy God nie hoor nie. Ek was ook onlangs in 'n preek gewees in die kerk en hulle het nogals gesê op Goeie Vrydag, dit was die dag wat Jesus gesterf het. En die Sondag is die opstanding. Maar wat is daai tussenin dag, daai Saterdag, daai wat alles donker voel en jy voel daar's nie antwoord nie, jy hoor nie God nie, hy's nie daar nie. Jy weet nie wat om te doen nie. Jy voel absoluut alleen. Daar's nie 'n uitweg nie. Maar daar is tog vir jou hoop van daai Sondag, daai opstanding kom tog weer. En dinge kan beter raak, maar dit is in daai proses wat dit regtig moeilik is. Wat jy net regtig nog steeds moet aan God vashou. Al voel hy nie daar nie, maar hy is daar en al voel hy's laat. Daar's so 'n liedjie van even if he's 4 days late, he's still on time. En dit is regtig so. Sjoe, Leonie, ek dink jy weet daar is 'n situasie wat geen mens jou kan indink nie dat jy skenk geboorte maar wetend dat dit is nie soos wat 'n mens dink 'n geboorte sou gewees het of moes gewees het nie en dit moet baie moeilik wees. So ek is so bly as jy sê in daai proses het jy hierdie dinge gesien en ervaar. Maar ek dink ook jy weet iemand wat dalk al hierdeur is of wat deur iets soortgelyk moet gaan wat dalk ook 'n kind verloor. In daai proses, wat het jou nog gehelp? Was jou man by jou? Was daar hospitaalpersoneel? Vertel ons net van daai want dit voel altyd vir my as ek met iemand praat wat sê hulle moes weet ek natuurlik geboorte gegee het aan 'n kind wel wetend dat hierdie Ja. kind dit waarskynlik nie gaan oorleef nie. Wonder ek net hoe doen 'n mens dit? So praat nog met ons bietjie oor dit. Wat het jou deurgedraai? Jy het gesê daar was ook hospitaalpersoneel Ja. wat baie ondersteunend bygestaan het, né? Ja, so dit moet ek sê soos ons dokter eerstens en ek kan eintlik haar naam ook noem. Ek dink sy verdien die erkenning is dokter Karen Minnar. Ek was by Unitas Hospitaal hier in Centurion en by die hospitaal self my man was by my, so hy het my so geondersteun. Hy was die hele tyd by my en dan die personeel ook, die een suster, suster Ilse spesifiek. Sy het net heeltyd vir my gesê die oomblik as jy pyn het, jy roep vir my want jy kla pyn hierso. Ons wil nie hê dit moet nog erger wees vir jou nie. Want natuurlik jy is in die hospitaal en dan hoor jy ander ma's in die kamer langs jou, jy weet wat se babatjies gebore word, jy hoor die babatjie huil, maar jy weet dit is nie vir jou beskore nie. Dit is nie wat vir jou gaan wag nie. Maar sy het vir my daai dag in die hospitaal toe alles verby is, ag hulle het vir my nog 'n
haar handjies laat afdruk en haar voetjies laat afdruk lente nou. En sy het vir my dit gebring met 'n baie mooi bemoedigende boodskap en 'n geestelike boodskap. En sy het vir my gesê volgende keer as ek jou weer sien, sien ek jou in beter omstandighede. Sjoe. Jy weet hulle was regtig so behulpsaam geweest en Dr. Karen Minnar ook. Sy het ons so geondersteun, jy weet in die hele proses. Want sy self ook 'n ma en ek dink as jy 'n ma is, jy weet jou hart vir jou kinders is verskriklik groot en dit is 'n teerpunt vir jou kind. Um so hulle was regtig ondersteunend en toe ek nou weer swanger raak, so ek kon nie dadelik swanger raak nie. Ek was nou eers vir 'n inenting gewees vir rubella of die Duitse measles. En hulle kon nooit regtig, daar's nie 'n rede hoekom gebeur het met lente wat gebeur het nie. Dit is nou maar ongelukkig, ons is 1 uit 'n miljoen met wie hierdie gebeur het. Dis iets in die vormingsproses van haar lyfietjie waar daar net fout gegaan het en daar's regtig nie dis nie omdat daar jy weet daar iets fout is met my of met my man of Genetiese dinge of enige so iets. wat ja, so sy het net gesê ongelukkig, jy weet, was ons nou die mense wat hierdie tragedie nou getref het. Maar die goeie nuus is dat dit nie sommer weer sal gebeur nie. So dis lekker dan om dit te hoor want dan weet jy kan weer swanger raak, jy kan weer probeer en ja, ons het eintlik onmiddellik toe na daai 3 maande verby is nadat ek die inenting gehad het, het ons weer probeer. En wat wonderlik was van Dr. Karen Minnar is sy het vir ons gesê kry vir Sonja Smit Funerals as lente oorlede is, hulle kan haar liggaampie kom haal. Want hulle doen dit van so jong ouderdom af, want sy was 20 weke toe ek haar verloor het. En ja, hulle het haar vir ons veras. En ek onthou, so gepraat van goeie Vrydag en Paasnaweek. Ek en my man was weg vir Paasnaweek gewees en ons het toe besluit om haar as te gaan strooi by die Olifantsrivier. En ek sê nog steeds op daai naweek het ek weer swanger geword nadat ek hom as gaan strooi het. So ja, ek en my man het toe net eintlik daai closure gekry. Ons het dit regtig nodig gehad want ek het gevoel ek het nie daai closure nie. My werk was baie ondersteunend. Hulle het my 'n beraader laat sien wat spesifiek fokus op jy weet grief as jy iemand verloor. En daai vrou het ook vir my gesê, jy weet, as iemand vir jou vra hoeveel kinders het jy of het jy kinders, dan moet jy sê ja, ek het een in die hemel. En nou kan ek sê ja, ek het 2 kinders. Eenetjie is hierso en een is reeds in die hemel, sy wag vir my daar. Maar ja, ons het al uitgestrooi, ek het weer swanger geword en ek het letterlik, so lente was in Mei maand oorlede en ek het die 4de Mei het ek toe agtergekom, op die toets gevat en dit het positief getoets en ek is toe swanger en op my verjaarsdag in Julie het ek uitgevind dit is weer 'n dogtertjie. En ek en my man was verskriklik bly, ek onthou toe ons agtergekom het dit is weer 'n dogtertjie. Dit het nie saak gemaak vir ons nie, ons wou net 'n gesonde babatjie gehad het. Maar toe ons agterkom is 'n dogtertjie, het my man dadelik vir my gesê, jy weet, hy voel die Here gee vir ons weer 'n dogtertjie omdat ons 'n dogtertjie verloor het en hy weet hoe graag ons daai dogtertjie ook wou gehad het. En ja, hulle is 2 verskillende individue. Jy weet, Lente kan nie Minay se plek vat nie en Minay kan ook nie Lente se plek vat nie. Albei bly ons unieke 2 kindertjies, die 2 dogtertjies, maar ons was so bly en so dankbaar en sy was veronderstel om Januarie gebore te word van hierdie jaar, maar toe kom verras sy ons op die 24ste Desember, so wat 'n lekker Kersgeskenk. En sy is in die somer gebore, so dis hoekom ek sê, ons was in lente gewees, maar in die middel van dit al sit in ons 'n wintertydperk beleef en toe het ons nou ons somer waar jy weet waar alles net weer goed is. En saak genoeg voor lente, voordat ek swanger geraak het met lente, het dit regtig goed gegaan met my en my man. Op alle vlakke van ons lewens en ek onthou ek het nog so vir die Here gevra, Here, U sê in die woord, jy weet, daar's tyd om te lag, 'n tyd om te huil. So ek wonder maar net wanneer kom daai tyd om te huil? Ag, en toe net omtrent na dit, toe is dit daai tyd om te huil wat toe net waar was daai wintertydperk en waar ek letterlik elke dag gehuil het seker vir hoeveel maande vir 'n jaar lank en gedink het ek gaan ook probleme kry want ek huil so baie. Maar ja, die Here het net kom alles restore en hy het net kom gesond maak en ja, slegte dinge gebeur met ons almal. Ons is nooit gevrywaar van slegte dinge wat gebeur nie. Maar ons het die hoop en die grootste hoop is vir ons wat glo. Ek dink is daai van jy weet eendag gaan ons ook doodgaan.
Maar die goeie ding daarvan is dan gaan ek weer by my dogtertjie Lente wees. Maar sy's nou gesond. Ek hoef nie oor haar bekommerd te wees nie. Sy's in die hemel. Ek weet ek hoef nie nou in hospitale te gesit het en dalk nog meer stres gehad het en ek weet sy sou dit op die einde van die dag nie gemaak het nie met haar kondisie. Die dokters het vir my gesê ons as mense kan nie hierdie regmaak nie. Dis net God wat hierdie kan regmaak. Hulle as mense kan nie. En sy's op 'n beter plek nou. Waar my neitjie, ag ons is so geseënd nou met haar, sy's gesond. Jy weet, sy's 'n pragtige dogtertjie, sy is so vriendelik, sy glimlag net vir ons, die mooiste persoonlikheid. So nee, God herstel weer, ten spyte van daai donker tydperk. En as jy voel jy is in so diep donker gat, kyk daar, as jy daar is, voel dit vir jou, jy weet, alles om jou is weg. Niemand gee om nie. Ten spyte van dat daar mense is wat omgee, en dankie tog ons het so baie mense gehad wat vir ons gebid het, want daai gebede het ons deur dit alles gedra. En nou as ons terugkyk, waar ons nou op 'n beter plek is, 'n baie beter plek, kan ons net sien, jy weet, waar God was en waar hy vir ons mense gestuur het om ook uit te kyk vir ons, waar daar soveel mense vir ons kom bid het, vir ons kos gebring het gedurende daai swaar tyd. Ek moet vir jou sê, Lente se dood was vir my erg, maar die tyd wat jy eintlik half geworstel het met wat gaan nou gebeur, daai was Ja. die ergste, want ek onthou my man het vir my ma ook gesê, soos hy weet nie wat om te doen nie, want ek kom net by die huis dan na werk, dan wil ek niks doen nie. Ek wil nie TV kyk nie, ek het net voor my uitgestaar. Maar dit is eintlik net waar ek die hele tyd, jy weet, of met my babatjie gepraat het en vir haar gebid het en vir God net gesmeek het om te kom help, maar God bring genesing en ja, selfs in moeilike tye, hy is altyd daar. Ek wil juist nou by jou hoor toe jy nou gepraat het oor jou man, want ek dink dit is 'n ander groot uitdaging. Jy weet, as 'n mens trou, soos jy gesê dit het goed gegaan en jy is verlief en gelukkig en jy dink nie noodwendig dat 'n mens deur hierdie moeilike dinge gaan in die donker tye, wat jy Ja, gesê het jy wonder wanneer kom die moeilike tye. En dan tref so iets jou en julle natuurlik as 'n egpaar saam en ek kan dink vir 'n man moet dit magteloos voel dat hy kan nie help nie en dit is met jou ja. en jou lyf wat dit gebeur. So hoe het julle dit ook saam hanteer? Want natuurlik, mense hanteer goed verskillend, jy weet, party wil partykeer daaroor praat, ander internaliseer. So hoe het dit julle verhouding geraak en hoe het julle sterker saam daardeur gekom? Ja, Danielle, ek moet vir jou sê ek is so geseënd met 'n verskriklike goeie man, wat regtig my ondersteun op alle vlakke. So ja, vir die Here sê ek dankie daarvoor, want toe ek jonk was het ek gebid vir 'n goeie man en ek het gebid vir iemand wat soos my pa is, want my pa is 'n baie goeie man en kyk my ma het ook al gesê hulle persoonlikhede is baie dieselfde. Maar ja, ons is gelukkig om eintlik sterker daardeur te gekom het. Ons het so baie van mekaar ook geleer en ons het besef van, joh, as jy voor die kansel staan en jy maak 'n belofte aan God, om getrou te wees aan mekaar, jy doen dit regtig deur goed en deur sleg. Want jy moet by mekaar staan deur die verskriklike slegte tye en ek dink dit bring mense nog nader aan mekaar. Ek onthou selfs, ek meen vir my man, hy het in die jaar wat Lente toe nou oorlede is, het hy toe nou begin met sy MBA studies en hy moes toe weggegaan het en dan is ek alleen by die huis en dit was vir hom baie moeilik want nou nou moet hy hierdie studies voltooi en klaarmaak en jy weet hy moet aan die gang bly. Maar ek onthou toe Lente oorlede is en eintlik daai Junie vakansie toe hy nou bietjie van die studies af gebreek het, toe dit hom gevang. Toe moes hy deur al daai emosies werk waar ek toe nou eintlik alreeds weer daai goed gewerk het. So toe moes ek hom nou weer half bystaan want ek dink almal dink altyd, jy weet dit is net die ma wat seer het, maar dit is nie. Dit is die man wat Ja. ook seer het. Dis ook sy kind. En so ons moes saam as 'n paartjie deur hierdie dinge gewerk het, saam gebid het. En gelukkig, dankie tog, dit werk. Ek weet nie hoekom nie, maar dit werk altyd so. As die een nie sterk is nie, is die ander een sterk. So toe ek nie sterk was nie, was hy sterk en hy kon my dra. En toe hy nie sterk was nie, was ek sterk en ek kon hom dra en ek kon weer vir hom bid. So 'n huwelik is so belangrik om altyd by mekaar te staan deur die goed en deur die sleg, maar ek voel deur die sleg is waar mens eintlik saam groei. Mens moet net bly saam staan want jog, dis jou lewensmaat, dit is jou belangrikste vriend, jou grootste vriend wat daar sal wees vir jou. En ook belangrik is dat hy is ook 'n groot kind van die Here en jy weet hy kon my dra deur daai tyd en dit is belangrik. So hy is my geestelike leier, my geestelike reus.
maar hy het ook die mooiste persoonlikheid. Ek sê mos vir hom, hy sal nooit lelik wees met my nie, nooit. Hy's net altyd daarso vir my, so ek is regtig net, daar's ek baie gelukkig, daar die Here mooi na my gekyk, hy het my geseën met 'n wonderlike man. En ek kan dink 'n wonderlike dogtertjie pa natuurlik ook om te hê. Ek is ook Ag, gelukkig om fantasties, so baie een lief te vir haar. hê. Jy het ook genoem Liani dat jy vir berading gegaan het na dit. So belangrik en jy weet soveel keer as ek met mense gesels wat deur trauma is, wat sê ja, die geloof is natuurlik daar, maar 'n mens het ook partykeer daai hulp nodig van Ja. iemand wat opgelei is wat jou kan help om hierdie pad te stap. En ek dink nou veral met die oog op ma's wat deur iets soortgelyk is of wat dalk nog daardie Ja. seer dra of dalk jy weet 'n selfde tipe van pad moet stap. Watter vaardighede het jy tydens berading geleer of wat is van die boodskappe wat jy daar gekry het wat vir jou regtig 'n verskil gemaak het om op die lang termyn hierdie te kan hanteer, want soos jy sê, partykeer Ja. kom dit ons in sulke vlae, dit gaan beter en dan partykeer is daar weer 'n onthou of 'n terugslag of 'n seer. So wat doen jy dan ook nog steeds wat jy daar geleer het om dit te kan hanteer op 'n moeilike Ja. dag, op 'n seerdag? Ja, dit is eintlik 'n baie belangrike vraag. Ek het so vinnig voorheen genoem dat, ehm, ek dit snaaks, voor lente het niemand my nog ooit gevra, "Is jy al 'n ma nie?" Maar na lente, dis seker omdat ek al swanger was, ek dink mense kan dit net aan 'n mens sien dat jy 'n ma is. Vandat ek swanger was met lente, het mense my net gevra, "Het jy enige kinders?" En daar het sy my geleer om net te sê, "Ja, ek het reeds 'n kind, maar sy's in die hemel." Nie om dit te ontken nie, want mense vra jou dit of nou met Menay, vra hulle vir my, "Is dit jou eerste kind?" Om hulle dan te antwoord, "Nee, sy's eintlik my tweede kind. Ek het reeds 'n dogtertjie, maar sy's in die hemel." Dink om dit nie te ontken nie. En dan 'n ander belangrike ding is, so by my werk en eintlik in my vriendinne, so baie van die mense om my en in my nabye omgewing was in dieselfde jaar swanger as ek en het ook kindertjies of babatjies, kleinkindertjies en babatjies en jy weet, so almal is al van dieselfde fase en ek onthou een van my kollegas, se babatjie was op die dag gebore wat Lente se aanvanklike due date was. En ek onthou nie, so ons was gelyk swanger en jy weet dit is maar moeilik want as ek myself vat en ek is byvoorbeeld nou swanger en ek het ook 'n kollega wat dalk swanger is dit nou moeilik om daai kollega te betrek of eintlik jy sal nie weet hoe om eintlik met hulle te praat nie want nou is jou baba gesond en Ja. hulle baba nie. En ek onthou sy het vir my gesê jy moet eers uitreik na haar toe want sy gaan te bang wees om uit te reik na jou toe eers want hulle weet nie hoe om jou te approach nie, dit is moeilik. Jy wil nie onsensitief voorkom nie, maar jy wil ook nie hulle moet na jou kyk en jy moet die hele tyd herinner word aan jou babatjie wat jy verloor nie. So, ek onthou ek was net na Lente se dood was ek vinnig by die werk, vir 'n konferensie en ons het toe sien ek haar en ek het toe dadelik net met haar gepraat en uitgereik en vir haar gevra, jy weet, hoe gaan dit met jou swangerskap? Ek is baie bly vir jou. So dit is een van die dinge wat mens moet doen, is jy moet uitreik na die mense toe. As jy in die slegste situasie is, moet jy partykeer eers uitreik na mense toe wat dalk in dieselfde tipe situasie is as jy, dat hulle nie moet sleg voel nie, want dit maak vir hulle makliker om dan jou te ondersteun en dit het dit vir haar ook makliker gemaak om my toe te ondersteun. Die ander ding is, ek het vir 'n paar jaar met boelie veldtogte gewerk en met selfdood veldtogte. So daar het ek ook besef, jy weet mens moet praat. Ek het net half gesê ek moenie in so 'n donker gat kom dat ek op 'n plek is waar selfdoodgedagtes by my opkom nie. So ek dink dit het darm gehelp. Dit het voorberei gemaak vir my situasie net om te weet maar ek wil nie in daai situasie kom nie en as ek ooit in so 'n situasie kom waar ek alleen voel, moet ek gaan praat met iemand. So toe het ek dadelik net ook gesê ek gaan net praat daaroor en as mense my vra oor dit, gaan ek nie skaam wees nie, ek gaan nie bang wees nie, ek gaan praat. Daardie donker tye wat jy van gepraat het, wat jy gesê het jy moet dit raak sien en met mense gaan praat, was daar vir jou sulke tye wat jy regtig na jouself moes kyk en sê ek is nou eintlik op 'n gevaarlike plek of wat was jou donkerste tyd tydens hierdie hele proses gewees? Ja, so gedurende Lente wat sy nog geleef het, ek dink dit alles vir my net gegaan oor haar oorlewing. Maar die oomblik toe sy oorlede is, toe kon ek eers vir 'n oomblik weer na myself kyk, vir my eie oorlewing. En jy weet mens voel eintlik so half, ja,
jy voel kwaad vir alles en almal. En dit is vir my nogals 'n gevaarlike plek om te wees. Jy's kwaad vir jouself. Jy twyfel in jouself dat jy die regte ding gedoen. Ek het vir mense wat al miskrame gehad het, um, ek het uitgereik ook na hulle toe. Dankie tog 'n ander meisie, ook net deur 'n kontak wat ek het ook haar baba 'n maand voor my verloor. En sy het ook uitgereik na my. Dis ek dink daai tipe van dinge het gehelp, maar ja, mens moet regtig, sjoe, ek dink as mens, ek sal nie sê ek was op 'n gevaarplek so selfdood nie, maar ek was definitief op 'n plek wat jy net soos half voel, jy wil met alles, jy weet, jy wil alles net opgee. Jy Ja. weet self nie eintlik hoekom is jy eintlik nog hier op aarde nie. En ek dink dit is waar die vyand en die duiwel partykeer van mens kom steel, want hy laat mens voel jy is nie goed genoeg nie. Ek dink daai van, ek het altyd vir myself gesê mense kan jou hart breek, want niemand van ons as mense is perfek nie. Ons is almal sondaars, ons het feite, maar God sal nooit my hart breek nie. En ek dink daai was vir my al, soos dit het vir my gevoel God het my hart gebreek. En dit het vir my seer gemaak. Maar jy weet, God veroorsaak nie die slegte dinge in mense se lewens nie. Dit is waar mense moet altyd onthou. Ja, sekere goed word toegelaat of sekere goed gebeur, maar ek moes tot die besef kom dat lente is nou op 'n beter plek. Ja, sekere goed het dalk van haar kom steel. My vraag was altyd, maar hoekom kan sy nie net perfek wees nie? Hoekom kon sy nie net 'n gesonde babatjie gewees het nie? Maar God het ook 'n ander doel vir haar. En dan het ek weer met ander ma's wat ook kleintjies verloor het, aan aanraking gekom en gesê, maar daai babatjies wat die hemel toe gaan, partykeer is hulle juis in die hemel, want hulle doel is daar en hulle bid ook vir ons in die hemel. Hulle is intercessors, so hulle tree vir ons in die hemel en vir ons weer te bid terwyl ons hier op aarde is. So sy was nooit gemaak om hier op aarde te wees nie. Sy was gemaak om in die hemel te wees. En partykeer um het die Here jou toevertrou met ietsie. En ek weet dit is moeilik, want as jy in 'n situasie is, dan sê mense vir jou van die Here het dit vir jou gegee want hy het geweet jy kan dit hanteer, maar dan is dit eintlik die laaste ding wat jy wil hoor, want dit voel vir jou jy Ja. kan dit nie hanteer nie, jy weet. Ja. Maar op die einde van die dag het ek baie van myself geleer, van my geloof, en ek het besef, maar jy weet, ek was iemand wat baie opgestaan het, en ek is nog steeds teen abortus. Kyk, ek glo nie daarin nie. Ek glo God skep lewe en daar's baie gesonde babatjies daar buite. Maar hier moes ek 'n keuse maak en dit was vir my so erg. Ek onthou ek was by my ginekoloog en ek het op haar bed gelê met die sonar en ek het vir haar gesê, "Hoekom moet ek die besluit maak? Hoekom kan God nie net my babatjie kom haal nie?" Want dis wat ek die hele tyd van vra. Elke keer as ek gegaan het ek ook of gehoop my babatjie is genees, of ek het gehoop dat haar hartjie maar eerder net gaan staan en dat hy haar kom haal het. Maar hoekom los hy daai vir my om te maak? En partykeer los goed jou met keuses. Hy het ons gemaak om keuses te maak. Ek meen ons het vrye wil. Om hom te kies is vrye wil. Hy gaan ons nie dwing nie. En ek dink dis nie altyd lekker om daai vrye wil te hê nie, maar partykeer wil jy Jesus moet hier reg voor jou staan en hy moet nou vir jou 'n antwoord gee, maar dit is nie hoe God werk nie. Hy laat jy toe om 'n besluit te maak, maar hy ken ook ons harte met die besluite wat ons maak. So ek dink dit gaan oor jou hart met wat jy besluite maak. Ja, daar's natuurlik nou 'n reg en 'n verkeerd, maar alles gaan op die einde van hoe lyk dit hier? Hoe lyk jy as mens hier binne? En dit is dis regtig wat saak maak. En nou soos jy sê, jy het nou vir klein Minay, julle somerkind. En mense sê baie keer Leonie ook jy weet na verlies van iemand, dit voel so die res van die wêreld gaan aan. Maar vir jou is die verlies nog daar. Jy praat nog jy sê dis jou kind, jy dink aan haar. Ja. En so hoe gaan julle haar ook vier in die jare vorentoe en hoe gaan julle vir klein Minay van haar ouses dan vertel? Ja, dit is baie belangrik. Iemand het eendag vir my gesê, en dit is nog voordat ek die beraader gesê het en ek weet nie eers wie dit vir my gesê nie, maar ek onthou dit so goed, is dat pyn is eintlik soos of as jy iemand verloor, daai pyn is in die begin is dit jy het 'n vierkant blokkie en dit is 'n groot sirkel. So daai groot sirkel raak die hele tyd aan die kante van die vierkant. En jy weet jy voel daai pyn konstant. Maar oor tyd word daai sirkel kleiner. So hy gaan nog steeds iewers hy bons rond, so hy gaan nog steeds daai kante raak, maar dit kom net af en toe.
So daai pyn is verseker nog daar. Ek dink mense leer om saam met dit te leef. Ek dink nie dit gaan ooit weg nie, want ja, vir baie mense was lente nie 'n realiteit nie, want hulle het haar nie gesien nie en hulle het haar nie gevoel nie. Maar vir my en my man, ons was by die sonars, ek het haar al begin bietjie voel skop in my maag. Jy weet, ons het haar na die tyd het ons haar ook gesien, wat ek dink goed was en dit het die susters ook vir ons gesê, sien haar eerder want dit gaan ook vir jou closure bring en dit het beslis. Dit was vir my goed geweest om haar te sien. Um maar ja, vir my, ek dink om haar te vier. Ek dink dit sal altyd net goed wees vir ons om vir Monay te vertel, maar jy het 'n sussie en sy is in die hemel en sy is daar want sy bid vir ons hier op aarde. Want sy weet hierso op aarde, sy's nou op 'n volmaakte plek, maar hier op aarde gaan ons ook maar deur slegte goed. Dit gaan nie altyd goed gaan nie, maar dis oukei. Ons moet ons roeping hierso uitleef en God het ons gekies om hierso te wees en hy het ons gekies vir 'n tyd soos hierdie en hy het vir Monay gekies om juis hierso te wees en ek dink ook as lente nie oorlede is nie of in daai tyd gesterf het nie, sou ons dalk nie nou vir Monay gehad het nie. So sy het ook haar doel en ek dink net dis belangrik dat ons altyd vir Monay sê sy het 'n sussie en ja, dalk met Lente se verjaarsdag op die 11de Mei kan mens altyd 'n kersie net aansteek en net bietjie aan haar dink. Dit gaan dalk nie vir Monay so groot realiteit wees soos vir my en my man nie, maar sy moet ook weet sy het 'n sussie en daai sussie van haar is in die hemel. Baie dankie Leandi. Jy het ook gepraat oor julle gesinne en die groot ondersteuning wat daar was van hulle af. En ek vra ook vir my gaste dan en veral in die lig van wat met julle hier gebeur het, maar ook in die algemeen, vertel ons van jou eie ma en wat jy by haar geleer het. Ja, so ek het 'n wonderlike ma. Ag sy het ons altyd so mooi grootgemaak en my pa, hulle is albei wonderlike ouers. En ek moet sê as ek net sien hoe my ma ek dink mense besef dit nie voordat jy 'n kind het nie. Kyk, my ma het altyd vir my gesê, 'n kind kan nooit 'n ma so lief hê soos wat 'n ma 'n kind het nie. Maar jy sal eendag verstaan as jy self jou eie kind het. En kyk, dit is regtig die waarheid. Ek is baie lief vir my ma, maar ek dink daai beskerming wat jy het vir jou kind en dat jy letterlik alles vir hulle sal doen. Dit dit is baie waar. Jy sal regtig, jy weet, ek sê vir my man, ek sal 'n beer aanvat of 'n leeu aanvat as dit kom by my se veiligheid. Dit is regtig so. 'n Ma is 'n sterk vrou. Is 'n Spreuke 31 vrou, as ek dink aan hoe my ma altyd vroeg in die oggende opgestaan het en ons eintlik bederf het, jy weet, vir ons jy weet, Milo in die bed gebring het. Daai tyd het ek nog nie koffie gedrink toe ek op skool was nie, maar sy het ons Milo gebring elke oggend met ons ontbyt in die bed. Ons was so bederf. Dit was haar bederf vir ons. Hoe sy ons net altyd net bygestaan het en gesê het ons kan enige iets doen. Hoe sy ons gemotiveer het en gesê het, jy weet, gaan swat, kry iets agter jou naam want dit is iets wat niemand ooit van jou af kan wegvat nie. Daar's soveel lesse wat mense by haar leer, maar ek dink die belangrikste is net daai krag wat 'n ma het, dat 'n ma so sterk is en daai liefde van 'n ma is onselfsugtig. Dit is die mooiste vorm van liefde wat daar is. Dis 'n ander tipe liefde wat jy nou het vir jou man of wat 'n man sal hê vir sy vrou. Maar dit is so onselfsugtig, jy sal enigiets vir jou kind doen. Dankie Leandi en vir jou tyd. Is daar nog enigiets wat jy dalk wou sê wat jy voel jy nog net nie of dalk 'n boodskap vir iemand wat deur iets soortgelyk gegaan het as jy, enige iets wat jy nog wou sê? Ja, ek dink in daai oomblik as jy dalk deur so 'n proses gaan nou of jy het 'n babatjie verloor, kyk, niemand kan iets ooit vir jou sê wat jou laat beter voel nie. Daar is nie woorde nie. Jy moet self daardeur werk. Ongelukkig jy self is die een wat die keuse moet maak. Gaan ek hierdeur werk of gaan ek nie? Maar jy weet, Vrydag is daar, die dood is daar, Saterdag is daar, die donker tyd is daar, maar daar kom altyd weer 'n Sondag. Daar kom altyd weer lig en daar kom altyd weer hoop. En dankie tog vir God en vir Jesus en vir geloof wat mense ook deur hierdie goed dra. Hou maar net altyd vas aan die Here en hy kyk na sy kinders en hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. So dit is maar my daarse boodskap.